Ek dank die Here vanmôre dat ek hier kan wees. En ek weet vanmôre God het 'n plan vir elke mens. In hierdie lewe het elkeen sy eie manier van lewe. En elkeen glo dit wat hy doen is reg. Ek vra myself die vraag af, hoeveel prekers was daar al gepreek in hierdie wêreld? En ek vra myself die vraag af, wat moet ek nog sê wat mense nie gehoor het nie? Daar's al gepreek oor sonde, daar's al gepreek oor God se liefde, daar's al gepreek oor baie goed in hierdie woord van die Here. En wat vir my baie interessant is, terwyl ek by die huis is en die Here soek, en die Here met my praat oor verskeie goed, kom ek hier by die kerk en ek my Bybel by die huis vergeet. Amen. Met al my aantekeninge. Dankie Here, ons prys U naam. En ek vra myself die vraag af, wat wil God vanmôre in hierdie plek sê? Ek kan goed sê wat ek dink moet reg wees. Ek kan goed sê wat ek dink mense wil hoor. Die Bybel sê in die laaste dae gaan hulle predikers aanstel om hulle in die gehoor te streel. En ek bid vanmôre terwyl ek hier in die kerk is en ek maak die woord van God oop. En ek lees hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 5 vers 11 en ek wil vanmôre met die kinders van die Here praat. Ek wil vanmôre praat met die man en vrou, die jong seun en die jong dogter wat vanmôre aanspraak maak daarop dat hulle God dien. Ek wil vanmôre praat met elkeen wat vanmôre sê, ek is 'n kind van die Here. Ons hoor so baie van die kerk. Ons hoor so baie redenasies oor die kerk. En mense wil nie kerke toe gaan nie, omdat hulle almal hulle verskonings het, hoekom hulle nie na die spesifieke kerk toe gaan, waaraan hulle behoort het nie. Mense het verskonings vanmôre oor baie goed. Maar ek wil vanmôre praat met elke kind van die Here wat my kan hoor. God trek niemand voor nie. God het nie blue-eye boys nie. Maar God kyk na die man en vrou wat met 'n onverdeelde hart hulle self neig na God toe. God kyk na elke man en vrou wat geloof het in God. Die Bybel sê, ons kan nie God behaag as ons nie glo nie. En ek wil hierdie gedeelte lees in 2 Korintiërs 5 vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken. Terwyl ons vanmôre hoor die pastoor praat oor die vrees van die Here, en die Here gee my hierdie skrif in die kerk, nie by die huis nie. Ons wil ons altyd dink dit is hoe dit moet werk. Maar ek wil vanmôre vir u baie ernstige gedeelte bring in God se woord. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar. Ons kan vanmôre niks wegsteek vir die Here nie. Ja. En hoop om ook in julle gewete openbaar te wees. Nou, Paulus praat hier van die vrees van die Here. En hy sê dat ons is openbaar voor die Here. Ons kan vir die Here niks wegsteek. Amen.
Ek kan vir mense baie goed wegsteek. Ek kan mooi woordjies stel, jy weet, mense kan so maklik fyns. Ag, ek is so lief vir jou, maar agteraf word daai persoon so beskinder. En die voor die persoon, ag, die mooiste ou glimlaggies, jy weet, ek wil daarom nou nie die mense se gevoel seer maak nie. God weet van alles. Hy weet van dit wat ek dink. Hy weet van dit wat ek gedoen het. Hy weet van dit wat ek gesê het. En God weet ook dit van wat ek beplan. Amen. As ons vermoere sê dat ons is kinders van die Here, waar, Bybel praat hier duidelik, hy sê hierso, luister mooi wat hy sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Ken ons die vrees van God? Vrees ek die Here? As ek God ken en ek besef wie God werklik is, gaan ek God vrees. Ander woord vir dit is om respek te hê vir God. Om te weet dat God is 'n waarmaker van sy woord en hy sal nooit teen sy woord gaan ter wille van 'n mens nie. Ek onthou die tyd toe ek tot bekering gekom het en die krag van die Here gewerk het en die mens nog die vrees van die Here in hulle harte gehad het. Mense het die verskonings gemaak. Ag mense, ek wil nou nie so preek dat julle nou nie skade gaan kry nie. En daardie jare het hulle nie omgegee nie. Hulle het vir jou reguit gesê gaan hel toe as jy God nie dien nie. Maar ons as kinders van die Here vermoere, die nog steeds dieselfde God. Hy het nog nooit verander nie. Ek wil 'n gedeelte lees in die woord van die Here. In Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Dis God se woord wat dit sê, nie ek nie. En ek vra vanmôre vir elke man en vrou en seun en dogter, die dag toe ek besluit het en u besluit het om die Here te dien, hoe het u gevoel? Wat het jy vir jouself gesê op daardie oomblikke toe jy sê, Here, hier is ek, sien my raak as 'n sondaar. Mense dien die Here vir 40, 50 jaar. Ek het nou die dag, toe kyk ek na foto's van mense wat God gedien het 50 jaar terug. En ek kyk vandag na kinders van die Here wat die Here dien. En ek vra myself die vraag af, Here, het u verander? Hoekom het die vrees van God uit die mense hart uit verdwyn? Daar's goed wat elke kind van die Here weet, wat God nie meer tevrede is in hulle lewe nie. En vanmôre wil ek met elke kind van die Here praat. En ek wil jou 'n vraag vra vanmôre. Waar is die krag van God wat in jou lewe moet manifesteer? Waar is die heerlikheid wat God beloof het in Handelinge 2? Die belofte van die Here om te sê dat hy gaan
die Heilige Gees stuur. En die Heilige Gees gaan ons leer en ons lei in alle waarheid. God se liefde het nooit verander nie. Hy sal altyd sy kinders wil ondersteun en help. God sal jou nie red en jou net los nie. Maar hy sal jou genade gee en hy sal jou bewaar en hy sal jou deurdra en hy sal jou beskerm. Hy sal jou sonde vergewe as jy jou sonde bely. God is daar om sy kinders te ondersteun en te help en sy kinders raak te sien. Maar sodra die kind van die Here sonde in sy lewe toelaat, staan God terug. Want God is nie deel van die sonde nie. Koning Dawid kom op 'n stadium en ons het al die verhaal gehoor waar hy besluit het om die ark van God terug te bring by Israel. En die woord van die Here sê toe koning Dawid die ark terugbring, het hy vir die priesters gesê, heilig julle self. En hulle die ark gaan haal en hy het voor die ark uit gedans. Van blydskap. Omdat die ark weer terug is waar hy hoort. Amen. Sy vrou het hom verag. En ek wil hierdie prentjie vanmôre vir u skilder. Die man en vrou wat God nie wil dien in gees en in waarheid nie, sal die kind van die Here verag wat God wil dien in gees en in waarheid. Maar ek wil u vra vanmôre, is u bereid vanmôre om die prys te betaal om die krag van God ten volle weer deel van jou lewe te maak? Ek as kind van die Here staan vanmôre hier, ek preek nie net vir julle nie, ek preek vir myself. Maar ek wil vanmôre vir u sê, elke kind van die Here moet na homself kyk vanmôre en vir homself vra, is God tevrede met jou? Ek wil vir jou vra vanmôre, is jy tevrede met jou, hoe jy die Here dien? Ons het God se woord vanmôre, hier is hy. Hier tussen hierdie blaaie, tussen hierdie twee swart buiteblaaie. Elke woord van God is opgeskrywe, sodat ons vanmôre moet weet wat God van ons verwag. God se liefde is daar om ons te verlos en ons vry te koop, want Jesus het op die kruis gehang, in smart gelei, sodat ek en u kan vrykom vanmôre. Amen. Die Seun van God het homself opgeoffer vanmôre. En ek wil vanmôre vir u en elkeen sê wat vanmôre met verskonings loop, hoekom ons nie die Here kan dien soos wat hy van ons verwag nie. Hoeveel gewig dra daardie verskoning vanmôre, as dit ek moet opweeg met die prys wat die Seun van God betaal het vanmôre, vir elkeen van ons. Gaan dit gewig dra, as ek voor God staan? Vra u self vanmôre af, elkeen wat vanmôre na my luister. Daar's manne en vroue wat tot bekering gekom het onder die krag en die salwing en die heerlikheid van God. Ek wil jou vanmôre vra, waar is dit? Ek wil vanmôre vir jou vra, terwyl jy weet vanmôre, daar's 'n God van liefde. Wat sou liefde openbaar elke ene van ons teenoor daardie God vanmôre? Onthou dit werk weerskante toe. My vrou kan my lief hê en as ek haar nie lief het nie, gaan my huwelik nie werk nie. My liefde teenoor haar gaan nie help vir wat ek vir haar sê nie. My liefde teenoor haar gaan vir haar wys wat ek doen. Haar liefde teenoor my beteken niks as sy dit vir my sê nie. Maar haar liefde beteken vir my baie as sy vir my wys, sy het my lief.
En ek wil vir elke kind van die Here vra, wat wys ons vanmôre vir God dat ons hom liefhet? Amen. Wat wys ek vanmôre dat ek vanmôre respek het vir God? Ek wil vanmôre vir jou sê, as ons in die huis van die Here kom, kom ons in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Ja, halleluja. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoe voel jy vanmôre om in God se teenwoordigheid te wees? En om te weet, dis die allerheiligste God van hemel en aarde, wat net so 'n vinger kan klap, en jou lewe is vir ewig verby. Ek wil vanmôre vir jou sê, omdat jy nog lewe vanmôre, is omdat God se genade nog oor jou skyn vanmôre, sodat jy 'n kans en 'n geleentheid kan hê om jou lewe in te rig, sodat God tevrede kan wees met een en elkeen van ons vanmôre. Amen. Ek kan vanmôre enige verskonings op hê vanmôre. Maar as dit nie deur God se woord goedgekeur word nie, beteken dit absoluut vanmôre niks nie. Jy sê vanmôre vir my, maar hierdie persoon en daardie persoon het jou te nagekom. Ek wil vanmôre vir jou sê vanmôre, God se woord sê vanmôre, jy moet jou vyand lief hê. Amen. God se woord sê vanmôre, bid vir mekaar. God se woord sê dat die sterke moet die swakhede dra. Waar is die liefde wat onder die kinders van die Here moet wees vanmôre? Daar is soveel tweedrag, daar is soveel nait, daar is soveel haat tussen die kinders van die Here. Die kerk van die Here is in 'n toestand vanmôre. God wil sy krag en sy heerlikheid openbaar. God wil sy heerlikheid uitstort. God wil vanmôre een en elkeen bestraal met alle heerlikheid vanmôre. Die Here wil verlos. Die Here wil doop met die Heilige Gees. Die Here wil deel wees van ons lewe. Maar ons eie lewe is die oorsaak dat God nie daarvan deel wil wees nie. Ja, halleluja. En ek wil daar vanmôre, as jy en elkeen vanmôre wat na my luister, ek gaan nie baie lank wees nie. Maar ek wil vanmôre bring dit wat die Here op my hart lê vanmôre. Kinders van die Here wat vanmôre met sonde in hulle lewe loop en dink dat God se genade is daar, wil ek vanmôre vir jou sê, al genade wat jy het vanmôre, is as jy jou sonde bely, dan gaan God jou vergewe. Dis al genade wat jy kry. Jy kry nie genade om te hou sonde doen nie. Amen. God se genade is om jou te vergewe, dat jou te was in die bloed van die lam, sodat jy vrygekoop kan wees vanmôre, en dat jou naam geskrywe kan wees in die boek van die ewige lewe vanmôre. En ek wil vanmôre vir u sê, as daar sonde in jou lewe kom, dan breek dit daardie verbond tussen jou en God. Dis nie God se skuld dat dit sleg gaan met jou, nie jou eie skuld. Amen. Dis nie God se skuld dat jy gaan sonde doen het nie. Dis besluite wat jy gemaak het. Dit is God se skuld dat jy vanmôre soek en sê, Here, waar is U nie? Waar is jou eie mens wees om te sê dat jy gaan jouself verloon, jy gaan jou kruis opneem en jy gaan God dien? Daardie gesegde wat mense het om te sê, ja, elke huis het sy kruis, dit werk nie in God se woord nie. Die kruis wat Jesus van gepraat het, is om jouself te verloon en jouself te bring op die plek, dat jy jou vlees kan kruisig, en sodat jy God kan verheerlik in jou lewe. En vra jou vanmôre self af, as jy na jouself kyk vanmôre, waarvan is God nie meer tevrede in jou lewe nie? Moenie goedkeuring soek by mense nie. Gaan eendag voor God staan. Jy gaan eendag voor die Allerheiligste staan. Ja, halleluja. Oop en bloot. En vanmôre vra die Here jou en vir my, wat is ek bereid om een kant toe te skuif in my lewe, sodat God verheerlik kan word in my lewe? As die Here vir jou sê, jy moet iets prysgee vanmôre, sodat sy heerlikheid weer deel kan word van jou lewe, gaan jy bereid wees om dit te doen?
Ek wil vanmôre vir jou sê, dat dit tyd geword, dat die kinders van God besluit om sy lewe in orde te bring, want daar's 'n God in die hemel, wat graag homself wil openbaar in hierdie tyd waarin ons lewe, en hy kan dit nie doen nie, want die kinders van die Here is besig om 'n lewe te lewe, wat God nie behaag nie. En ek bring vanmôre die woord van die Here, soos wat die Here op my hart lê vanmôre. En ek wil vanmôre niks sê wat die Here nie wil hê ek moet sê nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dit is ernstige tye vanmôre. Ons dien 'n God wat mag het en alle mag het vanmôre oor alles. Ons het nie te doen met 'n kerk en 'n mens en 'n geloof en met 'n leerstelling vanmôre nie, maar ons het vanmôre te doen met die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ons het te doen vanmôre met die God van die heelal vanmôre, wat in staat is om jou te verlos en jou vry te maak. En ek wil vanmôre vir u sê, daar is alleenlik een persoon wat vanmôre dit kan besluit, en dit is u self. Die Here is 'n gentleman, hy sal niemand dwing om iets te doen wat jy nie wil doen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, as jy sê dat jy vrees God, wat bewys dit in jou eie lewe wat jy doen? Ja. Ek kyk na die mans. Jy weet, 'n vrou as sy backslide, sien jy dit maklik. As 'n man backslide, sien jy dit glad nie. Hy loop nog altyd mooi, en ek kan 'n mooi soet aantrek, en ek kan 'n mooi houdingkie hê vanmôre, en almal dink, o, ek is so mooi kindjie van die Here, maar in meantime is ek met soveel gruwels en goed besig in my eie lewe, dat niemand aan my wil vat nie, maar niemand weet daarvan nie. Ek wil vanmôre vir u sê, die woord van die Here het ek vanmôre vir u gelees, dat ons lewe is openbaar, en voor God is daar niks wat weggesteek kan word nie. Amen. En ek vra vanmôre, wie is bereid vanmôre om homself te verloon en te sê, Here, hier is ek. Ek wil deel wees van dit wat u van my kan gee. God se woord is vol beloftes vanmôre. Maar dit is vir die man en vrou wat God vrees. Dit is vir die man en vrou wat besluit, ek wil my lewe inrig tot eer en verheerliking van die Here. Ek kan nie vir jou vanmôre sê wat's verkeerd in jou lewe nie, jy weet dit self. Ja. Jy kan nie vir my vertel wat's verkeerd in my lewe nie, ek weet dit self. Dis 'n persoonlike besluit vanmôre om te sê, Here, ek is klaar, ek is moeg, ek gaan nie verder aan met my lewe wat ek lewe nie, ek gaan werk maak met my lewe. Koning Dawid het na die priesters toe gegaan, en as jy gaan kyk, 'n priester in die Ou Testament was veronderstel om 'n heilige lewe te lewe. En weet jy wat sê hy vir hulle? Gaan heilig julleself. Ek wil vanmôre vir die prediker sê, gaan heilig julleself vanmôre, as julle agter die kansel staan om God se woord te bring. Ek wil vanmôre vir u sê, u gaan vanmôre voor die Here staan, en ek wil vanmôre sê, dat u gaan verantwoording doen vir elke siel in jou kerk. Gaan heilig jouself. Maar ek wil ook vir elke kind van die Here sê, wat daarop aanspraak, gaan heilig jouself. Amen. Skuif uit jou lewe uit dit wat God nie mee tevrede is. Kry klaar met dit wat mense van jou verwag. Sadrag, Mesach en Abednego het gestaan daar by daardie beeld wat koning Nebukadnesar gemaak het. En almal het gebuig en hulle het almal neergeval toe die basuine geblaas het en die orkeste gespeel het. Maar daardie 3 manne het bly staan, want hulle het God gevrees. Is jy bereid om te staan terwyl almal neerval? En weet wat het my getref? Hulle het nie geweet dat God hulle gaan bewaar van die oond nie. Hulle sê vir koning Nebukadnesar, ons sal nie buig voor jou beeld nie, as God besluit om ons te bewaar. Maar as God besluit om ons nie te bewaar nie, ons sal nog nie voor jou beeld buig nie. Vrees ons mense, of vrees ons God vanmôre?
Doen ek wat mense van my verwag om in te pas vanmôre, dat ek aanvaarbaar kan wees, sodat ander my nie een kant toe moet skuif nie. Dan wil ek vanmôre vir u sê, jy het 'n probleem vanmôre. Maar as jy bereid is om te sê, Here, ek gee nie wat ander mense van my dink nie. Ek gee nie wat ander mense van my sê nie. Maar ek gaan doen dit wat God van my verwag vanmôre. Dan sien God jou raak vanmôre. En hy steek sy hand uit na jou toe vanmôre. En hy sê vir jou, my kind, ek is hier vir jou. Ek gaan jou deurdra. Ek gaan jou help. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. As jy 'n besluit maak, ek wil vanmôre vir u sê, dat God weet wat is jou probleem vanmôre. Die Here weet vanmôre, wat is vir jou 'n probleem, wat jou lewe is soos dit is vanmôre. Maar as jy 'n besluit maak vanmôre, om te sê, Here, ek gaan my lewe regskuif, ek gaan my plek en my goed in orde bring, ek gaan my lewe in orde bring, sodat God weer sy heerlikheid in my lewe wel tot volle kan uitstort. Mense loop met groot getuienisse. Ek kan vir julle vertel van 'n getuienis in 1970 en 1975 en 1960. Ek kan vir jou getuig hoe God gewerk het in 1980. Ek kan vir jou vertel die krag van God het gewerk in die ou dae. Vergeet die ou dae, God is nog dieselfde. Hoekom gebeur dit nie vandag nie? Kyk hoe lyk jou kerk. Kyk hoe lyk die kind van die Here vanmôre. Die manne in die ou dae het God gevrees. Die manne in die ou dae as hulle kerk toe gegaan het, dan het hulle geweet hulle gaan in die teenwoordigheid van God verskyn. Wanneer manne en vroue gaan bid het en hulle knieë gebuig het voor God, het hulle geweet hulle is voor die almagtige God. As manne en vroue beweeg het in die straat, in die dorp en oral, het hulle geweet God se oog is nog steeds op hulle en hulle het hulle self in orde gehou, sodat God hulle kan seën en dat die Here hulle kan verheerlik. Ek wil vanmôre vir die kinders van die Here vra, wat oud is vanmôre, jy is 'n bejaarde vanmôre, hoe lyk jy vanmôre? Ja. Jy sê vir my, jy die Here begin dien toe jy 'n jong man was. Toe jy 'n jong man was, het jy nog ernstig gewees om die Here te dien. Hoe voel jy vanmôre? Of het jy deur die jare soveel verskonings bymekaar gemaak, dat dit soos 'n berg is hier voor jou. Die woord van die Here sê, jy moet kan vergewe, anders dan gaan God jou nie vergewe nie. En ek vra vanmôre vir jou, as man en vrou, seun en dogter, hoe ernstig is jy vanmôre om die heerlikheid van die Here deel van jou lewe te maak? Vergeet die tyd waarin ons lewe. God het nog nooit verander nie. Sy woord het nog nooit verander nie. Sy beloftes is nog altyd daar. Hy sal nog altyd doen wat hy in die ou dae gedoen het, sal hy nog vandag doen. Ek wil vanmôre vir u sê, die rede hoekom God dit nog nie doen nie, is omdat die man en vrou nie op die plek is waar God hulle wil hê, dat hy homself kan openbaar aan hulle nie. En ek bring vanmôre hierdie ernstige woord. Ek wil graag 'n mooi woord bring vanmôre. Toe vir my gevra as ek moet preek, toe dacht ek, okay, laat ek maar 'n preek soek wat liefde praat en 'n preek vra wat positief is. Ek wil vanmôre vir u sê, die woord wat ek vanmôre bring is 'n positiewe woord. Amen. Niks negatiefs nie. Ja. En die positiwiteit is as jy besluit wat God van jou verwag, dan steek hy sy hand uit na jou toe en hy help jou. Jy het nie nodig om te doen wat jy moet doen alleen nie. Hy's daar om jou te ondersteun. Hy's daar om die demone van jou weg te hou. Hy's daar om jou te verlos. Hy is daar om sy krag en sy heerlikheid deel van jou lewe te maak. Daar's niks negatiefs omtrent hierdie woord wat ek vanmôre vir u bring nie. Ek wil al wat negatief is vir vanmôre, dit is u wat na my luister. En as jy nog met verskonings is vanmôre om die Here te dien, is jou eie skuld as jy nie dit ontvang wat God vir jou wil gee nie. En ek wil afsluit met hierdie woorde vanmôre. God is daar vir elke kind van die Here. Wat vanmôre voel, Here, ek kan nie anders as om U te dien nie. Ja, halleluja. God is daar vir elke man en vrou wat 'n begeerte het in hulle hart om God te behaag. En ek vra vanmôre vir jou, wees met jouself eerlik vanmôre.
Gaan staan voor die spieël. As jy vanmôre uit jou kerk uit gaan, of as jy daar by die huis is vanmôre, wat jy nie kerk toe gegaan het nie, gaan staan voor die spieël, en kyk vir jouself, en vra jouself of jy dink God is tevrede met jou. En as jy vanmôre kan sê nee, maak werk aan jou lewe, kry goed in plek, sodat God se heerlikheid in jou lewe weer ten volle kan laat plaasvind. Mense doen so baie goed wat niks te doen het met die Here nie. Jy voed hierdie vlees van jou, jy voed hom sodat hy is versadig met alles wat die wêreld hom kan bied. Maar dit wat God jou kan bied, hoeveel doen jy? Soek jy die Here, roep jy vir die Here aan? Hoe lees jy jou Bybel vanmôre? Hoe bid jy vanmôre? Ek wil vanmôre vir u sê, al hierdie tekens bewys wat of jy regtig God het. As jy vanmôre jou Bybel moet vat en hom afstof, dis hoe lief jy God het. As jy jou Bybel vanmôre vat en jy moet blaaie soek wat verlore gegaan het as gevolg van dat jy so baie die Bybel gelees het, dit is hoe lief jy God het. As jou knieë seer geword het, ek praat vanmôre met myself en ek praat met u. As my knie al seer geword het, want ek so baie bid, bewys hoe lief ek God het. Na sabababandai. Wat doen ek vanmôre om God se aandag te trek vanmôre? Of is ek so besig om my lewe te lewe, dat God net 10% kry? Waar is God in jou lewe? Waar is die bewys dat jy God lief het? Ek wonder wat gaan my vrou doen, as ek nooit met haar praat nie. Ek wonder wat gaan my vrou doen, as ek haar nooit vra vir hulp nie. Ek wonder wat gaan gebeur as ek in die huis kom en sy bly doodstil, en sy's maar net daar as 'n teenwoordigheid. Is ek nie dalk so as kind van die Here teenoor God nie? En ek vra vanmôre vir een en elkeen is saam met my. Kom dat ons ernstig raak oor ons eie lewe vanmôre. En ons vra onsself af, hoe lank gaan God my nog verdra? Hoe lank gaan ek God nog, soos die Engelsman sê, I'm gonna challenge God? Hoe lank gaan ek nog kanse vat en verwag God moet my oorsien? Kom dat ons vanmôre ernstig raak met onsself en sê, Here, hier is ons. Help ons dat ons kan aanpassings maak in ons lewe sodat U verheerlik kan word. Amen. Ek dank die Here vir die woord wat uitgegaan het. Gaan vir sê, kom ons staan en sluit ons af met hy liedjie wat sê, daar is 'n roepstem van Jesus na jou. Die keuse lê vandag by elkeen van u. Ons kan onsself nou slim hou. Maar as ek die woord van die Here reg verstaan, as ek my lewe nie in orde het nie, gaan ek my oë in die hel oopmaak. En die skrif sê, daar's 'n geween en 'n geknars van tande. Maar vanoggend is daar 'n roepstem wat jou roep. Sit jou hand in jou eie boesem en hou op met jou slim praatjies en met jou eie wysheid en jou groot pratery. En begin nederig raak voor die Here en sê, Here, ek het U nodig. Amen. Daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem van Jesus aan jou. Daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem van Jesus aan jou. Julle moet kies, julle moet kies, want die paai is weer. Julle moet kies,
julle moet kies, want die paai is twee, die een lei na die hemel, die ander na die hel, julle moet kies, want die paai is twee. Julle moet kies, want die paaie is twee. Amen. Ek vra my ma om vir ons die diens af te sluit. Amen. Here, ons sê vir U dankie dat ons Here, halleluja. Ek wil vra dat ons nie net hoorders sal wees, Here, ons dat prys U naam. ons sal praat. Here, dat ons die regte pad sal kan loop. Here, ons sal Jesus. kan in ag neem, soos wat U dit wil hê. Ek Ons wil prys vra U dat U naam. ons sal verdaag. En dat U saam met elkeen sal wees en ons weer veilig op U bestemde tyd. Here, halleluja. Dit vra ek in U naam sal wil. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.